In vandag se lesie gaan ons nou kyk na enkelvoudige rente en huurkoop. So die eerste ding wat ons nou vir ons gaan vra, wat is enkelvoudige rente? Enkelvoudige rente is 'n bedrag geld wat by 'n bedrag wat ons spaar of leen gevoeg word. Enkelvoudige rente vir elke jaar word bereken op die aanvanklike bedrag wat belê of geleen word. So as ons nou gaan kyk na 'n voorbeeld sodat ons kan sien wat dit beteken, gaan ons kyk na byvoorbeeld ons belê R10.000 teen 10% per jaar enkelvoudige rente en ons belê dit vir 5 jaar. Met ander woorde, as ons dit nou vir die eerste jaar belê, gaan hierdie R10.000 van ons nou 10% rente verdien. Met ander woorde, 10% is 10 op 100, so die rente wat ons verdien is R1.000 rente na 1 jaar. Nou het ons gesê enkelvoudige rente word altyd op die beginbedrag bereken. So as ons nou gaan kyk na ons tweede jaar, dan is die bedrag wat ons mos nou aanvanklik mee begin het, weer R10.000. So ons bereken weer 10 op 100 van dit en dit gee vir ons nog R1.000. So nou kan ek sien, ek het 2 maal R1.000 mos nou na 2 jaar verdien. Kan julle sien hoe hierdie nou werk? Met ander woorde, my rente wat ek nou verdien het is R2.000. Vir my derde jaar gaan ek steeds weer my R10.000 hê, wat 10% rente verdien en 10% van 10.000 is 1.000. So na 3 jaar het ek 3 maal R1.000 se rente verdien na 3 jaar. 3 maal die 1000 gee vir my R3.000. So kan ek nou vir die tydperk aanhou. My 4de jaar verdien hierdie R10.000 weer 10% rente, wat R1.000 is. Met ander woorde, ek het nou 4 maal R1.000 se rente al verdien na 4 jaar. So my rente na 4 jaar wat ek verdien het, is met ander woorde R4.000. Nou na my 5de jaar is dit steeds my R10.000, want onthou, ons het nou gesê, ons belê die R10.000 teen 10% rente, enkelvoudige rente vir 5 jaar. So dit het nou 5 maal my R1.000 na 5 jaar, en dit gee vir my 'n bedrag van R5.000. So julle kan nou sien, aanvanklik het ons elke jaar se rente is op my beginbedrag bereken, wat die R10.000 is. So baie belangrik om te onthou met enkelvoudige rente, dit bly altyd die aanvanklike bedrag of die beginbedrag wat ek belê of leen, waarop rente bereken word. So kom ons gaan kyk nou na 'n formule vir enkelvoudige rente. Ons gebruik die afkorting ER vir enkelvoudige rente. Wat ons nodig het by enkelvoudige rente is ons aanvanklike bedrag of ons beginbedrag. Vir die aanvanklike bedrag of die beginbedrag gebruik ek die letter P om dit te verteenwoordig. P is in Engels is vir die principal amount. Dit is maar gewoonlik word ons afkortings uit die Engels afgelei. So P staan vir die principal amount, jou beginbedrag. Nou julle sal ook sien in die Afrikaanse handboeke gebruik hulle baie keer die lettertjie K wat vir kapitaal staan, of hulle praat ook van H vir hoofsom. Nou ek verkies nou maar sommer om met die P te werk, want die P is die
is die letter wat jy altyd gaan gebruik nou van hier vandaan af vir die res van jou skoolloopbaan. So ons begin met ons aanvanklike bedrag of ons beginbedrag en ons skryf dit as die lettertjie P. Dan het ons daarna nodig ons rentekoers. Ons rentekoers is die koers waarteen dit belê word. So in hierdie geval, kyk ons nou weer, ons het mos nou gewerk met 10% per jaar enkelvoudige rente. Nou goed, die 10%, onthou persent is altyd 10 op 100 en ons gebruik die lettertjie I vir interest. So dit is ons rentekoers en N is ons tydperk. Sommige handboeke gebruik R vir rentekoers of ook K vir koers. Ek verkies weer eens om die lettertjie I te gebruik, want soos ek sê, dit is wat julle gebruik hier vandaan af tot in matriek. So I is vir die interest. As ons nou gaan kyk na ons formule vir ons enkelvoudige rente, dan is dit ons aanvanklike bedrag maal met ons rentekoers maal met ons tydperk. Met ander woorde, dit is P maal I maal N. En soos in algebra kan ons dit ook skryf as P maal I maal N. So kom ons kyk nou weer na ons aanvanklike voorbeeld. Ons het gesê, ons belê R10.000 teen 10% per jaar enkelvoudige rente vir 5 jaar. So as ons nou kyk na ons enkelvoudige rente wat ons verdien, is dit ons R10.000 maal met ons I wat 10 op 100 is, maal met ons tydperk van 5 jaar. En dit gee vir my die antwoord van R5.000. Met ander woorde, ek het nou hierdie R10.000 belê en ek het R5.000 se rente verdien. So nou wil ek uitwerk hoeveel geld het ek nou in my spaarrekening. So my eindbedrag is altyd my aanvanklike bedrag of my beginbedrag plus mos nou die rente wat ek verdien het in die tydperk wat ek hom belê het. Plus my rente. Met ander woorde, ek kan dit ook eintlik skryf as my aanvanklike bedrag, wat mos nou P is, my principal amount, plus my enkelvoudige rente, wat ons formule vir ons sê is ons beginbedrag, maal met ons koers, maal met ons tydperk. Met ander woorde, dit gee vir my die R10.000, plus die R5.000, met ander woorde, ek het nou 'n totaal van R15.000. Kom ons kyk nou net na nog 'n voorbeeld. Goed, die voorbeeld sê vir ons Zandri, belê R2000 teen 'n enkelvoudige rentekoers van 7,5% per jaar vir 3 jaar. Hoeveel geld sal sy aan die einde van die beleggingstydperk in haar rekening hê? Met ander woorde, ons beginbedrag kan ons sien is ons R2000. Ons interest is 7,5 op 100, want dit is 7,5% en persent is 100. Ons tydperk is 3 jaar. Met ander woorde, ek kan my enkelvoudige rente uitwerk. My formuletjie is, enkelvoudige rente is P maal I maal N. Met ander woorde, dis 2000
maal met die 7,5 op 100 maal met 3. En dit gee vir my R450. So wat is die bedrag wat sy aan die einde van hierdie 3 jaar tydperk in haar rekening gaan hê? My eindbedrag is my beginbedrag plus my enkelvoudige rente. My beginbedrag is R2000 plus my enkelvoudige rente is R450. So Zandri het aan die einde van hierdie tydperk R2450 in haar spaarrekening. Goed, die volgende voorbeeld is meneer Jackson belê R7500 teen enkelvoudige rente vir 4 jaar en 3 maande. Hy belê dit teen 'n koers van 10,5% per jaar. Bereken die bedrag wat hy aan die einde van die termyn sal hê. Met ander woorde, my beginbedrag, my principal amount is R7500. My koers waarteen ek dit belê is 10,5%, met ander woorde dis 10,5 op 100. Die tydperk waarteen ek dit belê is nou 4 jaar en 3 maande. Nou moet ek hierdie 3 maande in terme van jaar bereken. Met ander woorde, ek weet dit is 4 jaar en 3/12. Van 3 maande is 3/12, met ander woorde, dis eintlik 4 en 'n kwart jaar, en 4 en 'n kwart jaar kan ek ook skryf as 4,25 jaar. Onthou, ons tydperk moet in dieselfde eenheid wees. Goed, so as ek nou gaan kyk na die enkelvoudige rente sommetjie, het ek my enkelvoudige rente, kan ek bereken deur my formuletjie te gebruik van enkelvoudige rente is P maal I maal N. Met ander woorde, P is 7500 maal met my I wat 10,5 op 100 is, en maal met my tydperk wat ek nou uitgewerk het in jaar 4,25 jaar is. As ek hierdie sommetjie bereken, dan kry ek 'n antwoord van R3346,88. Ons rond altyd met rand af tot 2 desimale. My eindbedrag, die bedrag wat hy met ander woorde gaan oor hê aan die einde van sy beleggingstydperk, is my beginbedrag plus my enkelvoudige rente. Met ander woorde, dit is die 7500 plus die R3346,88. En dit gee vir my 'n totale bedrag van R10.846,88. Die volgende stukkie waarna ons nou gou gaan kyk is na huurkoop. So wat is huurkoop? Huurkoop is 'n metode om goedere te koop deur die bedrag met verloop van tyd in paemente terug te betaal. Wanneer jy 'n baie duur item koop en nie die volle prys kan bekostig nie, kan jy die item met verloop van tyd afbetaal en enkelvoudige rente sal by die koste van die item gevoeg word. Jy kan intussen die item gebruik terwyl jy dit afbetaal. Nou wat baie belangrik is enkelvoudige rente word altyd by huurkoop gevoeg. Dit is baie belangrik om te onthou dat huurkoop altyd met enkelvoudige rente bereken word. Goed, so kom ons kyk na 'n voorbeeld. Martin koop 'n TV ter waarde van R7500 by 'n afdelingswinkel. Hy betaal 'n deposit toe van 15% kontant en 'n reël om die oorblywende bedrag met 'n huurkoopooreenkoms binne 4 jaar terug te betaal. Die enkelvoudige rente beloop 18% per jaar.
Nou die eerste enetjie vra vir ons, bereken die depositobedrag. So die depositobedrag het hulle vir ons gesê, ons deposito wat hy betaal, wat hy kontant betaal, is 15% van die koopbedrag. Met ander woorde, dis 15% van die 17.500. So wat is die deposito? Die deposito wat hy betaal is R1.125. Goed, so as ons mooi dink oor dit, dan moet ons nou by B sy maandelikse paaiement uitwerk. So ons moet in die eerste plek die beginbedrag mos nou kry en die rente uitwerk. Want as jy mos nou dink, jy het nou die TV gekoop vir R7.500 en jy het nou die 1.125 het jy mos nou klaar neergesit as deposito. Jy het dit klaar betaal. So die TV kos jou nou daai 1.125 minder. So jy gaan nou die R6.375 in paemente moet terugbetaal. Goed. So die beginbedrag waarteen ek nou gaan rente uitwerk is nou die R6.375. Die huurkoopooreenkoms se renteooreenkoms is 18% per jaar. So my beginbedrag is die 6.375 en my rentekoers is die 18% per jaar en my tydperk is 4 jaar. So as ek nou my enkelvoudige rente uitwerk, is dit my beginbedrag maal met my rentekoers maal met my tydperk. So dis die 6.375 maal met die 18 op 100 maal met 4. Wat is die enkelvoudige rente wat jy dan daar uitreken? Ek kry 'n antwoord van R4.590. Wat is die bedrag wat Martin dan nou moet terugbetaal in paemente? Die eindbedrag is my beginbedrag plus my enkelvoudige rente. Dus my beginbedrag is die 6.375 plus my enkelvoudige rente wat 4.590 is. So ek het 'n totale bedrag wat ek moet terugbetaal van R10.965. Martin het gereël om dit in 4 jaar se tyd terug te betaal. So hoeveel maande is daar in 4 jaar? Want dit is mos ons maandelikse paemente. Onthou, ons moet dan mos nou weet hoeveel maande is daar in 4 jaar om 'n maandelikse paement te betaal. Ons maandelikse paement is met ander woorde 12 maal 4 is 48 paemente. So ek kan nou my maandelikse paement uitwerk. My maandelikse paement is met ander woorde die 10.965 gedeel deur 48. En dit gee vir my 'n paement van R228.44 per maand. Die laaste vraagie vra vir ons bereken met ander woorde die totale bedrag wat vir die TV betaal is. So my totale bedrag, as ek my totale bedrag moet uitwerk, moet ek my eindbedrag vat, wat ek mos nou moet terugbetaal wat die rente verdien het, plus die geld wat ek betaal het vir die deposito.
So my eindbedrag sien ek is die totaal van 10.965 plus my deposit toe wat ek betaal het. Wat was ons deposit toe nou weer? 1.125 en dit gee vir my 'n totaal van R12.090. So omdat Martin nie die TV kontant kon gekoop het nie, betaal hy nou heel wat duurder vir hierdie televisie, maar dit is die totale bedrag is dus R12.090. Dit is dan ons lesie oor enkelvoudige rente en huurkoop. Ek hoop jy die lesie geniet. Jy kan hierdie lesie nou inoefen deur jou huiswerk te voltooi.